en maatskappye en by die werk. Maar veerkragtigheid het te maak met as dit sleg gaan met my, hoe reageer ek? En as dit baie interessant dat party persone in dieselfde omstandighede kan wees en die een styg uit en die ander een bly net daar. Kom nie uit dit uit nie. En wat is die verskil? Dis veerkragtigheid. Die een wat uitklim, wat uitstyg, is die een wat veerkragtig is. En veerkragtigheid is 'n tegniek wat aangeleer kan word. Dis iets wat mense vir mekaar meer groot maak meer. En Paulus weet ongelooflik goed dat Timoteus veerkragtig moet wees. Dat die manier hoe hy gaan reageer en doen vanuit 'n ander plek moet wees. Vir Paulus is dit om agter te kom dat die evangelie is die moeite werd. Selfs in daai donker, diepte, slegste oomblikke van in die tronk wees, selfs in die absolute oomblikke wat dit voel hierdie is nie die moeite werd nie. Is die teenpool die feit dat ons vry is. Die feit dat God 'n ander plan het, die feit dat God wil hê dat ons moet lewe. Vir hom raak dit iets wat mens nie alleen doen nie. Hy wil eintlik vir Timoteus die hele tyd herinner, onthou, jy is deel van 'n geloofsgemeenskap. Jy is deel van 'n groep mense wat na mekaar kyk. Jy is deel van 'n groep mense wat elkeen ook deelneem aan Christus se plan vir hulle lewens. Dit is verskriklik mooi as ons so kyk in vers 8 hoe Paulus praat, hoe hy begin met hierdie ding van maar volgens die nageslag van Dawid. En dan is dit die eerste keer wat ons ook lees hoe Paulus praat van Jesus Christus. Paulus doen dit nooit nie. Hy praat altyd eers van Christus en dan Jesus. Is eintlik hierdie klem, die menslike. Uit die nageslag van Dawid, dit herroep natuurlik hierdie plan wat God nog altyd gehad het, maar ons weet ook natuurlik, dis mense wat deel gevorm het van hierdie plan. En hierdie fokus, hierdie 2 sekondes wat Paulus nie die normale Christus Jesus, nie die normale klem op eerste die Messias sit nie. Wys ook so asof hy sê, maar kom ons vir 'n sekonde onthou, ons is mense. En dat God met ons as mense werk. Maar ons as mense vorm deel van God se heerlikheid. Vir Paulus is dit hierdie absolute gedagte die heeltyd, dat veerkragtigheid beteken, dat ek die heeltyd hierdie nuut kyk aanleer. Dat ek anders begin dink oor opstanding in my lewe. Dat ek verstaan, dit nooi my uit om deel te neem aan gesprekke van lewe. Nooi my eintlik uit om die hele tyd vir myself af te vra, waar is God met my besig? Is dit tegniek om die hele tyd te kyk? Is ek besig om goed te doen wat vir my lewe gee, wat my energie gee? Want dit is gewoonlik die plekke waar God wil hê ons moet besig wees. Waar spandeer ek my tyd? Waar spandeer ek my energie? Paulus is baie besorg oor Timoteus, dat hy gaan moeg raak. Kan nie beleid tank werk nie. En dan onthou hy, maar jy hou jou tank vol, deur om die hele tyd op die opstanding te staan. Om vanuit God se wil te beweeg. Op die plekke waar jy nie welkom is nie, los dit. Op die plekke waar jy voel, nou maak ek 'n verskil, bly. Vir Paulus word dit hierdie gedagte om te sê, maar doen iets. Neem aksie. Neem aksie binne die gees. Dis sy verstaan vir hoe om te reageer wanneer dit nie goed gaan nie.
leef vanuit jou geroepenheid wees. Ek dink ons vergeet baie keer watter ongelooflike krag daarin lê om saam te wees, om 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Ons is binne 'n omgee kultuur, binne 'n plek waar ons juis klein treetjies vorentoe gee. En as jy vir 'n oomblik terug staan, kom jy agter, sjoe, wat 'n verskil maak dit nie. Paulus wil eintlik vir Timoteus sê, onthou, elke bietjie help, elke bietjie opstaan, elke bietjie nuut kyk, elke bietjie probeer. Dit maak die verskil. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik jou hande voor jou te plaas in 'n posisie van ontvangs en om net vir 'n sekonde daaraan te dink dat jy 'n geroepene is. Ons gaan weer 'n oomblik van stilte hê en dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, U wys ons gedurig deur dat liefde geduldig en vriendelik is. Dat dit nie afgunstig en grootpraterig of verwaand is nie. U wys ons die hele tyd dat U bo alles is. Dat U liefde alles kan bedek. En dat dit hoop inhou, alles kan verdra. Ag Here, vergewe ons dat ons so beïnvloed word deur galmende simbole van ons tyd. Dat ons partykeer nie in staat is om te hoor dat U ons roep. Dat U ons roep tot liefde en fyn aanvoelinge te kan onderskei wat die waarheid is nie. Here Jesus, laat die wete al hoe sterker word in ons, dat ons liefde in U geanker is, en nie deur omstandighede of invloede van buite af vernietig kan word nie. Bring ons lewe en ons hart so in lyn met die liefde, dat geloof, hoop en liefde in ons sal woon, en dat ons lewe sal bewys. Die grootste geskenk wat U aan ons kan gee, is die geskenk van liefde. Dat U ons uitnooi om 'n vol lewe te lei
'n lewe wat mooi is, wat goed is, 'n lewe wat absoluut in die opstanding sy bron vind. Ons dankie Here dat U saam met ons is, wanneer dit nie maklik is nie. Dat U ons oor en oor herinner, dat U ons uitnooi na 'n plek, waar ons kan floreer. En waar jy ons al die tegnieke gee, om te onthou, dat ons vanuit die kragveld beweeg. Ons dankie Here, dat U by ons teenwoordig is. Amen. Daar's natuurlik baie maniere om van die Here dankie te sê, en ons het nou elke geleentheid vir ons dankoffers. Gemeente, goeiemôre. Net so regstelling ek weet nie, ons gaan nou by die deur gaan ons dankoffers opneem. Baie dankie. 100% nie, geen probleem. Gemeente, goeiemôre. Ons wil maar net die attent maak op die boekie. Dat jy maar net vir ons 'n bietjie lees, daar's gemeentelede wat gebed nodig het, dat jy vir ons help daar asseblief. Dan ook dit wat die gemeente ook alles in doen en wat ons by betrokke is. Jy kan daar lees. As jy uitstap in die portaal, is daar so 'n mooi skildery. Daar is nog 'n paar kaartjies te koop teen R50. Ons wil graag al die kaartjies verkoop kry asseblief, so as jy van iemand weet of jy self dalk dat ons die pryse dink. Ek weet nie Charlotte sien, maar ek dink so binne 'n week of 2 dan sal ons die wenner aankondig daarvoor. Dan daar's heerlike warm tee en koffie na die tyd beskikbaar asseblief. En dan wil ons vir Dr. Potgieter sê baie dankie dat hy vanmôre hier is en vir ons die diens gelei het. Ons waardeer dit. Kom ons staan en ons loof die Here saam.
kinders wat lewe vanuit die opstanding. In hierdie week waar jy uitgaan, waar dinge moeilik is, waar dinge chaoties voel, waar dit voel of jy partykeer nie weet nie, weet. Mag die vrede van God in jou hart wees. Mag die genade van God in jou woorde wees. Mag die liefde van God in jou hande wees. Mag die lig van God in jou oë wees. Mag die vreugde van God in jou siel en in jou lewenswandel wees. Amen.